Goeiemôre julle almal. Baie dankie pastoor Marlies, dit is vir my 'n voorreg om hier te wees vanmôre. En ek praat mos nie baie nie, so verskoon as my mond droog word en so verskoon maar as ek bietjie lank vat vanmôre. Maar ek wil net vir julle sê, julle lyk so mooi. Julle lyk beautiful. Julle is so pragtig, julle is die bruid en julle is so mooi. Ek wil julle net vertel van hierdie pragtige konsep van die bruid van Christus vanmôre. Hierdie beeld van die bruid is een van die mees intiemste en liefdevolle beskrywing wat ons in die Bybel vind. Dit herinner ons aan die diep verbintenis tussen Christus en sy bruid. Ons is die bruid mos. So, Christus is baie lief vir ons. Christus se liefde vir ons is onmeetbaar. Hierdie liefde is nie net 'n algemene liefde nie, dis 'n persoonlike, intieme, 'n liefde wat hy vir ons het. Hy ken ons elkeen, hy het ons by ons naam geroep. Ek is so bly oor die liedjie. En hy ken ons, nog voor ons in ons moeder se baarmoeder was, het hy ons geken. En in Openbaring 21 vers 9 tot 11 in die Afrikaanse vertaling beskryf hy hoe een van die engele vir Johannes die nuwe Jerusalem, die bruid van die lam wys. Dit is vir my mooi, die skrifgedeelte. Die engele neem hom na die hoë berg en toon die stad wat van God uit die hemel neerdal en straal van God se heerlikheid en skitter soos 'n kosbare edelsteen, soos kristalhelder jaspis. So julle skitter vanmôre, julle is helder. Ek wil net vir julle die skrifgie ook dan lees in Openbaring 21 vers 9 tot 11. Toe het een van die 7 engele gekom, van die 7 bakke, met die 7 laaste plaag gehad het. Hy het met my gepraat en gesê, kom hierheen, ek sal vir jou die bruid wys, die vrou van die lam. Vers 10, die engel het my in die gees weggevoer na 'n hoë berg toe en die heilige stad Jerusalem gewys, wat van God uit die hemel uit neerdal. Met die heerlikheid van God, die stad het gestraal soos baie kosbare edelstene soos kristal jaspis. Die bruid van die lam, die stad van Jerusalem, word gesien as 'n metafoor vir die bruid van Christus. God se heerlikheid, die stad is gevul met glans van God. Dit word beskryf as 'n juweel, spesifiek helder jaspis, wat suiwerheid en skoonheid simboliseer. Hy het hom opgeneem in die berg en hom die bruid gewys en dit het geskitter. Die bruid van Christus verklaar en betekenis wie die bruid is. Die engel sê, ek sal jou die bruid toon, maar wat sien Johannes? 'n stad, 'n nuwe Jerusalem. Vandag sê die Here vir jou dieselfde, kom, ek wil jou wys wie jy regtig is. Jy is nie net gemaak en gelos en gelaat staan nie. In Openbaring wys dit vir ons en sien ons die bruid. Nie net 'n individu nie, maar 'n volk, 'n gemeenskap, die verloste kerk. So wat het hy gesien? Hy het nie net 'n bruid gesien nie, hy het 'n gemeenskap gesien. Hy het die volk gesien. Hoe sien Christus ons? Hy sien ons skoon, helder. In die Bybel simboliseer die stad mense, gemeenskap, 'n volk, 'n families. Hy sien families. In 2 Korintiërs 11 vers 2 sê ek het vir julle aan een man verbind. Julle is aan een man verbind. Dit is aan Christus Jesus.
Ek waak oor julle met ywer, wat van God kom, want julle is soos jong meisies, wat ek aan een man toegesê het as sy bruid, en wat ek vlekkeloos na toe hom wil bring, die man is Christus. So moet jou self nie lelik sien vermoere nie. Want Jesus, jy is Jesus sin. Hy hou jou vas. Hy sal na jou kyk. Die bruid, die vrou van die lam, hier sien ons intimiteit. Nie net onderdane nie, nie net burgers nie, maar 'n huweliksverhouding. Dit spreek van verbond, liefde, eenheid, trou en nabyheid. Mense wat getroud is, jy weet hoe 'n huwelik is. God soek nie net partykeer net ons moet dienswerk doen nie. Hy wil partykeer hê ons moet net bietjie by hom kom sit. Hy wil hê ons moet sy nabyheid ervaar. Hy wil daai heerlikheid van hom oor ons uitstort. Intimacy means into me you see. So God sien in ons en ons sien in God in. As ons by hom sit. Dit beteken ons moet tyd met God spandeer, want ons wil dit doen. Dis nie 'n moet nie, dis ons wil by hom wees. Ons wil tyd met hom spandeer. Maar 'n mens dans, wanneer 'n mens dans, kyk jy in jou man se oë. Jy kyk nie op die vloer nie, jy kyk nie na ander mense nie, jy kyk jou man in die oë en jy dans. Ek weet nie of jy lief is vir dans nie, maar partykeer kan 'n mens dans. Ek doen baie keer by die huis, sal ek net, as Marius nou weg is, dan sal ek vir my musiek aansit. Dan sal ek vir my soos 'n serpie omsit, hulle noem dit 'n wyl, ek het 'n wyl by die huis, dan sal ek met die wyl dans, en dan sal ek partykeer onder die wyl net bietjie bid, en dan is ek bietjie alleen met die Here. Dit voel vir my partykeer asof ek krag kry, asof ek, hoe sê mens, gestrengthen word, jy weet, as ek bietjie moeg is, dan, ek kort week bietjie by die Here net bietjie uitkom. So ek het my kantoor en my man het sy kantoor. So as hy weet as my deur toe is, moet hy my uitlos. Hy weet nou al mooi. Die bruid dra God se heerlikheid. Dit het die heerlikheid van God gehad. So ons dra die heerlikheid van God. Die stad straal, glinster en weerspieël God se lig. Wat is die geestelike betekenis? Die bruid gloei met God se heerlikheid en wys sy lig. So hoe is jou lig buitekant? Hoe sien mense jou as hulle jou in die straat sien? Want by die huis kan 'n mens net in jou huis wees, niemand sien jou nie, maar buitekant, hoe sien mense jou buitekant? Die bruid reflekteer God se karakter, dra sy heerlikheid, wys sy teenwoordigheid aan ander mense. Mense kan kyk na 'n mens, hulle kan sien wat in jou hart aangaan. Die stad het gestraal soos baie kosbaar edelstene, soos die kristalhelder jaspis. So skyn ons ook as bruid sy heerlikheid uit. As die bruid van Christus is ons geroep om in sy teenwoordigheid op die aarde te wees. Soos Moses se gesig gestraal het, so moet die bruid ook weerspieël. Maar Moses se glans het weggegaan. Hoekom? Want hy het nie by God bly en in sy teenwoordigheid gespandeer nie. As ons in sy teenwoordigheid bly en ons spandeer gedurig in sy teenwoordigheid, sal daai glans nooit weggaan nie. 2 Korintiërs 3 vers 18, ons word verander van heerlikheid tot heerlikheid. Dit beteken dat ons 'n lewe van heiligheid, liefde en diensbaarheid moet lei. Ons moet die lig van Christus aan die wêreld wys. Die bruid weerkaats die bruidegom. So, hoe sien mense jou as hulle jou sien? Die bruid is nie 'n mens gemaak nie en nie deur menslike prestasie nie. Die bruid is God se heerlikheid.
Dit is so belangrik om by hom te bly, laat mense dit altyd kan sien. Hierdie heerlikheid wys die einddoel van die verlossing is nie net hemel toe gaan nie. Dit is verenig met Christus. God se droom is bruid, 'n volk wat hom liefhet, 'n bruid sonder vlek, sonder rimpel en 'n gemeenskap vol van sy heerlikheid. En hoe lekker is dit dat ons nou almal vanmôre by mekaar is, dan skyn ons sy lig en ons skyn sy heerlikheid aan almal hier vanmôre. God se droom is nie net 'n plek nie, dit is 'n verhouding. Nie net 'n koninkryk nie, dit is 'n huwelik. Nie net onderdane nie, dit is 'n bruid. Jesus kom nie terug vir los individue nie, hy kom terug vir die geloof, nie net terug vir gelowiges nie, maar hy kom terug vir sy bruid. Efesiërs 5 vers 25 tot 27, Jesus het die gemeente lief gehad, so hy het ons lief, en ons moet hom lief hê. Die vraag is, leef ons soos die bruid, of leef ons soos 'n toeskouer? Reflekteer ons sy lewe? Reflekteer ons sy heerlikheid? Is ek voorbereid vir die bruidegom wanneer hy kom? 'n hemelse voorbereiding. Ek is bestem vir ewige ewigheid met die lam. In Openbaring 19 vers 7 tot 8 word ons herinner dat die bruid voorberei moet word, dat ons sy taak om ons geestelike lewens te versier en ons harte skoon te hou. Laat ons bly wees en laat ons verheug en aan hom die heiligheid gee wat die bruilof van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. Julle weet as 'n bruid haar gereed maak, hoeveel ure is dit? Hoeveel tyd is daaraan? Hoeveel geld gaan daarin? Hoeveel moet 'n mens sit en jou reg maak? Ek het nog nooit 'n bruid gesien wat sy rok vuil is, wat sy rok geskeur is, wat hier afkom in die gangetjie, wat lyk of sy nou net uit die wasgoedmandjie uitgeklim het. Ek het nog nooit 'n bruid so gesien nie. So, 'n bruid moet haar gereed maak vir die bruilof en vir sy bruidegom. Dis mos mooi, as jy jou mooi maak, jy kom nou om jou bruidegom te ontmoet, en jy is voorberei. Ja, God berei ons voor, maar ons moet ook daaraan werk. Ons rol is heiligheid, intimiteit, getrouheid, bly gefokus, verlang na die bruidegom, voorbereiding en dan ewige heerlikheid. Dink net daaraan, aan wat wag vir ons. Hoe maak ons gereed? Deur gebed, studie van die woord, opregte gemeenskap met ander gelowiges. Die bruid sê nie, ek moet tyd maak saam met hom spandeer nie, sê sy. Ek wil tyd saam met hom spandeer. Sy wil graag by haar bruid wees, by haar bruidegom. Hoe nader ons aan Jesus beweeg, hoe nader is ons aan hom. En hoe meer begin ons na hom te lyk. En ons liggame het hekke, so ons moet ons hekke bewaar. Ons het oë, ons het ore, ons het neus, ons het mond, ewen jou privaatdele, jou hart, jou senses. Waarna kyk ons? Waarna luister ons? Wat praat jy? 'n reuk. Ons gee reuke af. Wat se reuk gee ons as bruid af? As mense ons in die straat kry, wat se reuk gee ons af? Hou jou rein en bewaar jou hart. Jou hart is ook 'n hek. Ons moet ons harte bewaar, dat ons hek skoon voor die Here is. Kyk na jou liggaam. Ek het al so baie mense gesien wat glad nie na hulle liggame kyk nie. Hulle kleredrag kyk hulle ook nie na nie. Jou kleredrag is ook belangrik. Eet jy gesond? Partykeer moet 'n mens oefeninge doen of stap. Ek weet hier by julle kan 'n mens lekker stap, want dit is oop en is mooi en is veilig. Daar by ons, ek stap maar om die huis en ek stap maar om die swembad, net om bietjie
oefeninge in te kry. Ons was by die gym, maar dit het nie vir ons lekker uitgewerk nie. So nou stap ek maar by die huis en op 'n stadium was ek baie oorgewig, maar verskriklik, oorgewig en ek was ongesond. Ek kon nie ver loop nie, ek was altyd moeg, ek was nie sieklik nie, maar vra vir Linda, ek kon nie ver loop nie, ek het baie gehoes, ek kon nie sekere kosse, sekere goed het my net laat hoes, dit was net nie vir my lekker nie. En as ons Indonesië toe gaan, daar's dienste, so 3-4 keer dienste in 'n dag. En dan baie keer moet ek vir my man sê, ek is moeg, kan ek by die hotel bly, of by die gastehuis kan ek bly. En toe besluit ek net, ek kan nie dit so doen as ek vir die Here wil werk. Ek kan nie moeg sit in 'n hotelkamer nie. En toe het ek 'n vrou gaan sien, en ek het vir haar gesê, ek is moeg. Ek kan nie so aangaan nie. En sy het my gevat en ons het begin. Ekskuus. Dit was vir my 'n swaar ding om deur te gaan. En is hormone, en is menopause, en ek het moeilike menopause deurgegaan. Vir 4 jaar het ek 'n stryd deurgegaan. Niemand weet van dit nie. En sy het my begin vat. En ek het vir haar gesê, ek wil gaan vir 'n operasie. Sy sê, okay, kom ons gaan. En ek het gaan kyk, en hulle toetse gedoen, en hulle sê, nee, gaan vir 'n scan. En ek gaan vir 'n scan. Hulle sê, nee, daar's niks fout binne-in nie, maar ek het bietjie lewer, my lewer is nie lekker nie. En sy begin my toe my lewer uitsorteer. En, want ek kon nooit gewig verloor nie. Ek het op dieete gegaan, klomp verskillende dieete, oefeninge gedoen, gym toe gegaan, niks het gewerk nie. Ek kon nie gewig verloor nie. En sy begin my, en ons begin die lewer te doen. En daar begin ek gewig te verloor. Toe besluit ek, okay, ek gaan nie meer so baie chocolates eet nie, gaan nie meer so baie koeke eet nie, gaan nie meer so baie suikerdinge doen nie. Ek gaan nou begin kyk wat ek eet, wat ek doen. En ons het net begin goeders uitsny. En as jy nou vir my 'n chocolate gee, dan vat ek 'n happie, dan nee, dis te soet. Ek kan hom nie in my lyf kry nie. Dan sit ek hom neer. En as ons eet en ek voel versadig, dan eet ek nie verder nie. En ons stap baie nou. Ek stap om die huis, ek stap om die swembad. En ek probeer regtig na my liggaam nou kyk. En vandat ek gewig begin verloor het, voel ek beter. Ewen die hittegloede is beter. Ek kan nou verder stap. Ons kan dienste nou doen. Partykeer doen ons 3 dienste. Op 'n Sondag het ons partykeer 2 dienste in die oggend, dan het ons middagete en dan het ons weer 'n aanddiens. Nou kan ek die 3 dienste saam met my man doen, sonder om te sê, ek is moeg, kan ek by die hotel bly. Nou kan ek saam met hom hardloop, so ek het nie meer 'n verskoning nie. En baie keer sal ek by die huis kuns doen. Kuns help my baie. Kuns het vir my ook baie, hoe kan men sê, laat ek begin relax, laat ek ontspan, en dan luister ek na Christelike musiek, wat ek vir myself aansit. Ek lees tydskrifte, ek kyk na Christelike preke, ek probeer om myself te verbeter. En ek doen baie goed waarvan ek hou. As ek van iets hou, dan doen ek dit. Alles gaan nie net om een ding nie, dit gaan oor alles in die lewe. Stres is 'n groot ding. Dit was vir my 'n groot ding om te oorkom. Ryk jy lekker in die vleeslikheid en in die geeslikheid. 2 Korintiërs 2 vers 14 tot 16, maar aan God die dank, hy voer ons altyd saam in sy triomftog, omdat ons een is met Christus, deur sy voorbereiding,
hy ons die kennis van Christus oral soos 'n aangename geur. So ons dra die geur van Christus oral saam met ons. Ons is die wierook wat deur Christus wat vir God gebrand word, waarvan die geur die bereik wat gered word, sowel as die wat verlore gaan. Vir die wat verlore gaan, is dit doodsreuk. Vir die wat vir die wat gered word, is dit 'n lewensgeur wat lewe wek. En wie is tot sulke dinge in staat? So wanneer jy tyd met God spandeer, dan ruik jy lekker. Vir baie mense gaan daai reuk nie lekker wees nie, maar vir ander mense gaan dit weer lekker wees. Jy bereik baie mense deur jou lewe. Jy dink partykeer jy is niks, maar baie mense kyk op na jou. Wat se geur gee jy af? Partykeer is ons negatief, of partykeer is ons bitter. Dan moet ander mense daai negativiteit hoor. Hulle moet jou bitterheid sien. Jy gee daai geur af aan ander mense. Partykeer hou mense nie van dit nie. As jy jou hekke bewaar, bly jou tempel heilig. Jou tempel is die heiligheid van die Here. God woon daarin. Maar dit is 'n preek vir 'n ander dag weer. Ek het myself altyd vergelyk met ander vrouens. Tot op 'n punt. Want dan dink ek, daai vrou preek vuur uit die hemel uit. Daai vrou skree, daai vrou doen dit, daai vrou so. Kan ek nie maar so preek nie, kan ek nie maar so wees nie. Maar ek kan nie so wees nie. Ek kan nie soos 'n ander vrou wees nie, ek kan nie soos ander predikers wees nie. Daar is goeie prediker vrouens, ek luister graag na hulle. Hulle stig my, maar ek kan nie so wees nie. Elke persoon is anderste. En ek het net op 'n stadium genoeg daarvan gehad. Ek het nie my waarde gesien nie. En ander vrouens het nie my waarde gesien nie. Ander mense het nie my waarde gesien nie. Maar op 'n stadium toe besef ek wat my waarde is. En as ek in my waarde lewe, dan sal ek veilig wees. Maak nie saak wat ander mense van jou sê of wat hulle van jou dink nie. Hulle opinie tel nie. Net God se opinie tel oor jou. Baie keer sien die wêreld net chaos en ons oordeel. En ons kyk na die eindtye. En ons kyk na goed. En ons sien partykeer goed. Partykeer sien ons die droë bene in die vallei. Maar moenie net na die droë bene kyk nie. Want as hulle vir jou vra, wat sien jy? Jy sien nie net die droë bene nie. Jy moet sê, jy sien nuwe lewe wat gaan opstaan. Jy sien 'n warrior wat gaan opstaan. Jy sien klomp warriors. En daai warriors gaan vir die Here 'n groot ding doen in hierdie lewe en in hierdie aarde van ons. Maar God sien 'n bruid en hy sien 'n bruilof. Hy sien nie chaos nie. Hy sien 'n bruid en hy sien 'n bruilof. Die geskiedenis eindig nie met 'n oorlog nie, maar dit eindig met 'n troue. So wees bly. Ek wil julle bemoedig vanmôre. Moenie net die lelikheid sien van die lewe nie. Moenie net die lelikheid goed sien van die aarde nie, want daar wag 'n troue. Jesus kom nie net as 'n koning nie. Hy kom as 'n bruidegom. Hy sê vir jou vandag, kom, ek wil jou wys wie jy is. Hy wil jou identiteit vir jou wys. Jy is nie net gered nie, maar jy is sy bruid. Jy is waardig om sy bruid te wees. Moenie meer kyk na jouself nie, deur pyn of as jy deur seer gaan of deur goed gaan, moenie net daardeur vaskyk nie. Kyk, moenie net na jou foute kyk nie. Hy bly lief vir jou, maak nie saak wat nie. Onthou net altyd, hy bly lief vir jou. Sy liefde vir jou is baie groot. Ons sien uit na die dag wanneer die bruidegom kom, om te verenig met hom. Daar gaan nie net lelikheid wees nie, daar gaan nie net slegte goed wees nie, dit gaan so heerlik wees.
Ons gaan in daai heerlikheid wandel. En ons gaan as warriors bruids opstaan. Ek wil julle bemoedig vanoggend en ek wil hê julle moet volhard. Moenie net gaan lê en gaan sit en julle toesluit en julle net wil weghou van mense af nie, maar staan op. God se lig het gekom. Sy lig skyn oor jou. Ons as bruid is vol van God se heerlikheid, blydskap, lig. Sy vrygrens is in ons. Ons is vol lewe. Ons maak die party. Die party gaan lekker wees vandag. Daar's nie net lelikheid nie, daar's mooi ook in die lewe. En ons kan partytjie hou, ons kan bly wees, maar ons doen nie net soos wat die wêreld dit doen nie. Ons doen want ons is lief vir die Here. Ons spirit is vol van victory. Daar's skyn lig uit jou oë uit. Daar's gladness in julle vermoere. Maar sommige van ons is vol envy, bitternis. Ons is depressed baie keer. Baie keer grief ons. Grief maak 'n mens siek. So ek wil hê asseblief julle moet vermoere, as julle grief, julle moet klaar maak met grief vermoere. Ons moet opstaan. Ons loop baie keer met die hele wêreld op ons skouers. Openbaring 21 vers 2. En ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem van God, af uit die hemel uit sien afkom. Die stad was gereed, soos 'n bruid, wat vir haar man versier is. Ons moet uitvind wat ons doel in die lewe is. Wat is jou mandaat in die lewe? Elke vrou het 'n rol in die lewe. Elke vrou het 'n mandaat in die lewe. Wat is jou rol in die lewe? Jy is nie net gemaak om op die aarde net te wees en dan te trou en kinders te hê en dood te gaan nie. Dis nie hoe ons vrouens gemaak is nie. Ons vrouens is ook gemaak vir die Here. Jy is nie verniet gemaak nie. Jy is nie net gebore om en jy is nie 'n glipsie nie. Jy is hier met 'n doel op hierdie aarde. Ons moet 'n verhouding met die Vader, die Seun en die Heilige Gees hê en ons moet in sy woord spandeer. Ons moet tyd spandeer en ons moet mekaar opbou. Ons moet 'n verhouding hê. Die bruid glo die Here het alles en al loop dinge verkeerd. Moet jy weet, jy is bruid, alles sal regloop. Soos die vrouens met die olie, die 5 maagde wat reg was, ander 5 was nie reg nie. Maak seker jou olie is reg. Ek het vanmôre 'n bietjie olie gebring, ek gaan vir julle olie gee. Maak jou kamerdeur toe, sit bietjie musiek aan, dans voor die Here. Mens kan dans voor die Here. Al is dit net bewegings. Bruid maak haar reg vir die huwelik, spandeer tyd. Wil hê sy moet mooi lyk vir haar man wat sy gaan trou. Het jy al 'n lelike bruid gesien? Nee, nog nooit het ons lelike bruid gesien nie. So moet ons regmaak vir die bruidegom. Ons moet kyk na onsself. Jy kan besluit vandag, wil ek gereed wees vir die bruidegom? Moet ek na omstandighede kyk? Moet ek na die Here kyk? Waarna kyk jy vandag? Is jy gereed as jou bruidegom kom?